In die nuus om 4, Julius Malema trek te velde teen die Kamer van Mynwese se bestuurshoof. Die waarnemende polisiekommissaris hou sy eerste nuuskonferensie en die loting vir die Telkom sokker uitklopkompetisie is bekend. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Die president van die ANC Jeugliga, Julius Malema, het aan die Kamer van Mynwese ultimatum gestel dat die bloed sal vloei indien 60% van myne nie in staatsbesit beland nie. Malema is in Johannesburg aan die voorpunt van die Liga se optog vir ekonomiese vryheid. Hulle het 'n memorandum aan die Kamer oorhandig wat die meeste van die land se mynhuise verteenwoordig. Malema het tydens sy toespraak skerp te velde getrek teen die bestuurshoof van die Kamer, Kulu Sibia. Die Gautengse Departement van Onderwys het jeuglede gevra om leerlinge uit te los. Sommige leerders in Alexandra, noordoos van Johannesburg, sê dat hulle uit hul klasse gedwing is om deel te neem aan die optog van die ANC Jeugliga na die middestad. Dit is nie duidelik wie hulle aangesê het om dit te doen nie. Al die hoërskole in die township is gesluit. Berigte is ook ontvang van skole aan die Oosrand en in Soweto wat feitelik leeg is. Die kommissie van ondersoek na die regering se wapentransaksie het 2 jaar tyd om sy finale verslag te voltooi oor of die transaksie deurspek is van bedrog en korrupsie. Die kommissie onder die voorsitterskap van regter Willie Seriti sal die mag hê om getuies te dagvaar, om mense te dwing om antwoorde te verskaf en om bewyse uit te vis. Die minister van Justisie, Jeff Radebe, sê die kommissie sal ook ondersoek instel na of enige iemand binne of buite die regering die toeken van kontrakte beïnvloed het. Radebe het vandag die voorwaardes van die ondersoek na die omstrede wapentransaksie bekend gemaak. Hy het in die parlement gesê dat die departement R40 miljoen begroot het vir die werksaamhede van die kommissie van ondersoek. Die kommissie sal in Johannesburg gesetel wees. 'n Verslag wat die drukgroep Greenpeace Africa aangevra het, toon dat die Kusile kragstasie die land uiteindelik R60 miljard meer per jaar sal kos. Die bedrag sluit nie die konstruksiekoste van R180 miljard in nie. Kusile is die tweede grootste kragstasie wat Eskom bou om aan die land se toenemende kragbehoeftes te voldoen. Die woordvoerder oor klimaatsverandering van Greenpeace Africa, Melita Steele, sê die organisasie het ook die eksterne kostes bepaal van onder meer klimaatsverandering, die impak op mense se gesondheid en waterverbruik. Sy sê Suid-Afrikaners betaal nie net die konstruksiekoste wat al hoe groter word nie, maar ook ander kostes wat nie altyd in berekening gebring word nie. Die waarnemende polisiekommissaris, generaal-majoor Nhlanhla Sibusiso Mkhwanazi, sê hy sal nie toelaat dat misdadigers die komende feestyd met hul misdaadbedrywighede voortgaan nie. Hy het op sy eerste nuuskonferensie in Pretoria gepraat. Die 38-jarige Mkhwanazi het onderneem om die stryd teen misdaad voort te sit wat deur Bekkie Cele begin is. Cele is die week hangende ondersoek as polisiekommissaris geskort. Sokkernuus. Moroka Swallows wat derde op die punteleer in die Absa Premier Liga is en Orlando Pirates is geloot om teen mekaar te speel in die kwartfinale van die Telkom uitklopkompetisie. Die wedstryd gaan beslis word in die Dobsonville Stadion wat Swallows se tuisveld is. Jomo Cosmos, wat hulle eerste sege van die seisoen gisterand teen Bloemfontein Celtic met 3-0 beklink het, sal die gasheer wees vir Bidvest Wits, terwyl Platinum Stars na Kaapstad sal reis vir hulle kragmeting teen Santos. Ajax Kaapstad speel tuis teen Golden Arrows in die ander kwartfinale. Ons hoofnuus is dat die ANC se jeugliga leier Julius Malema te velde getrek het teen die Kamer van Mynwese se bestuurshoof Kulu Sibia. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Frikkie Wallis en Neil Simon. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00 met die hooftrekke om 4:30.